Goeiemôre vriende op hierdie oggend van 'n nuwe week, Maandag die 29ste Junie. Ek hoop hierdie week bring vir julle wonderlike goeie dinge in wat voor julle uitgestrek lê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Jesus, dankie dat U die hoof is van die kerk en dat ons elkeen 'n ledemaat is van hierdie gemeente, van hierdie kerk van U. Elkeen met sy spesifieke gawes, elkeen met sy spesifieke funksie, elkeen met sy spesifieke rol wat hy of sy ook moet speel. Wys U vir ons waar U ons wil gebruik. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, so ons gaan aan hier by Hebreërs 12. Ons het nou gister 'n bietjie gepraat oor heilige lewe. Soos ek vir julle sê, dit is 'n onderwerp wat jy baie maklik simplisties net daar kan leef. Baie eenvoudig, sit die wet, maak die wet so, maak dit wetties. Maar ons het ook vir mekaar gesê, is dit so moeilik en ek het wil hê ou moet 'n bietjie in gesprek gaan met mekaar, met 'n bietjie daaroor gesels met mekaar. Dan is ons by vers 15 van Hebreërs 12, weer eens, dit is hierdie gehoor wat hy toespreek, wat meerendeels, liewe vriende, uit Joodse Christene bestaan wat van Judaïsme na die Christelike geloof oorgegaan het, wat vervolging beleef, wat swaar kry, wat moedeloos is, wat dit selfs oorweeg om weer terug te gaan na die ou verbond toe. Ek dink van die ander mense wat deel was, daar wat met ander gelowe en uit ander godsdienste uitgekom het ook, miskien op daai punt waar hulle vervolg word, dat dit vir hulle moeilik raak. En nou kom sy die volgende, hierso in die volgende gedeelte, hy kom sê, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Kom ons staan dit gedaar wissel. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig raak nie. Wat beteken dit? Wat beteken die genade van God? Die genade van God is die genade in Jesus Christus. Die feit dat God, Jesus Christus, God self gestuur het om in ons plek te kom sterwe. Daarom sê hy, sorg dat niemand van die genade afvallig is nie. Sorg dat niemand nie so moedeloos raak dat hulle wat terug kan hulle ou weet toe nie. Al raak hulle vervolg, al gaan dit swaar, kyk daarna, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word. Sorg dat niemand nou maar alles net opgee en sê ek stel nie meer belang in Jesus Christus en hierdie Jesus wat vir ons gesterf het in die kruis en nou my eie dingetjie gaan weer terug na daai geloof. Dis baie makliker gewees, ek het goed gegaan met my en al die lekker dinge. En nou kom waarsku die Hebreërs skrywer vir hierdie mense om vir hulle te sê moenie afvallig raak van die genade van God nie, né? Kom sê hy vir hulle. En dan gaan hy aan en sê sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilik veroorsaak en baie besmet nie, né? So dit kan nou gebeur, omdat hulle vervolg word, liewe vriende, kan daar verbittering wees, kan dit wees dat hulle vir mekaar kom sê, maar wat is die moeite werd? Hoekom het ons agter Jesus aangeleef, aangegaan? Amper soos die Israeliete toe hulle uit Egipte land uitgelei is deur Moses. Daar was verbittering by hulle op 'n stadium met hulle vir Moses gesê, hoekom het jy ons van die vleispotte van Egipte af weggevat, net om hier dood te gaan? Hulle verbitterd gewees. En dit kan dieselfde wees wat die Hebreërs skrywer kom sê, hierdie mense is in Jesus Christus, glo hulle nou in Jesus, hulle is kinders van hom, maar nou kan dit wees dat hulle verbitterd raak as gevolg van die vervolging, as gevolg van die swaar kry in hulle lewe. En nou kom sê hy, sorg, so julle moet voorsorg tref, julle moet 'n aksie neem. Berig julle gedagtes op Jesus Christus, wat hy nou net die vorige ene, wat hy vir hulle gesê het, so rukkie voor dit, waar hy sê, rig jou gedagtes op Jesus, kyk na Jesus, moenie van hom al wegkyk nie, want dan as jy van hom al wegkyk, begin jy sink, begin jy toegee aan hierdie ander goede, sorg, so jy moet 'n aksie neem, jy moet iets doen. Dit beteken weer eens, wat moet ek en jy doen, liewe vriende, wanneer dit met ons slegter gaan? Ons moet in daai lewende verhouding met God staan. Hoe meer ons in daai verhouding met God staan, hoe meer verander God ons deur sy Gees. So hy kom sê vir hulle, sorg dat niemand van die genade van God afvallig raak nie, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspreek en moeilikheid veroorsaak en baie besmet, né, in hierdie konteks van hierdie mense nie. En dan gaan hy aan op nog en sê, sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie. En dan gebruik hy nou maar vir Esau as 'n voorbeeld, né. Sorg dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, vriende. Die ding van sedeloos en goddeloos
tree verskriklik maklik in mense se lewens in. Dit is in die tyd wat ek en jy leef met alles wat beskikbaar is op die internet en so aan, kan mense maklik sedeloos lewe. Ek het al vir julle gesê, as jy eers aan die ander kant van die draad gaan kuier as 'n man of 'n vrou, nee, as jy getroud is of jy in 'n vaste verhouding is en nou neek jy rond met 'n klomp ander mense. Die oomblik as dit gebeur, nee, dan raak dit later soos om ontbyt te eet. Jy kan later ook nou nie eintlik sien wat is daarmee verkeerd nie, nee. En dit is hoekom 'n ou jy moet voorsorg tref, liewe vriend. Voorsorg tref. Daarom moet jy heilig lewe. Jy moet jou absoluut daarop instel om heilig te lewe. Nee, jou wiele gaan met tye afval, maar vra die Here Jesus Christus om jou te help. Vra die Heilige Gees om jou te help. Sluit by 'n gemeente aan. Sluit by 'n klein groep aan. Woon eredienste by op 'n Sondag. Dis alles goed wat jou en my help om nie toe te gee aan goed nie. Om nie toe te gee aan die alledaagse goed wat rondom ons is nie. En nou kom sê hy ook weer vir hierdie mense hierso, want hy dink nou natuurlik weer daaraan dat hulle kan teruggaan na die ou godsdienste waar hierdie goeders natuurlik floreerend is, né? Sorg dat niemand goddeloos en sedeloos lewe nie, né? Om ook daar in hulle omgewing daarvan die mense wat daar is te kyk, dat die mense nie net lewe soos hulle wil. Onthou ons praat van 80, 90 na Christus, daar onthou. Dit is nog vriende, hulle het nou net in Jesus aangeneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Hulle het nie al die goed tot hulle beskikking wat ons vandag het nie. So ons moet altyd die konteks in gedagte hou. So hulle kan baie maklik, want reg rondom hulle was daar maar sedeloosheid en goddeloosheid die hele tyd aan die orde van die dag so wat normaal was, en van hulle kom ook uit van die godsdienste uit wat dit maar normaal was. Nie die Jode nie, né? Maar die Jode is blootgestel aan daai goed en kom baie maklik ook begin meedeel het aan sedeloosheid en goddeloosheid. En daarom kom sê die Hebreërs skrywer, kom hy ook vandag na jou en na my toe. Kom sê hy vir ons, hoor hierso, kyk mooi hoe jy lewe. Jy moet heilig lewe. Jy moet afgesonder wees, eenkant gesit wees vir God. Jy's mos nou tog geskapen as sy beeld om op te verteenwoordig. Jou oë moet altyd op hom gerig wees. Laat jou lewenswandel lewenswandel, sê Paulus, in ooreenstemming wees met die feit dat jy in Jesus Christus behoort, né? Daarom sorg dat niemand sedeloos en goddeloos is. Kyk daarop uit, moenie jou blootstel in goed op die internet wat kan maak dat jy sedeloos lewe nie. Moenie goed lees wat maak dat jy kan sedeloos en goddeloos kan wees nie. Moenie betrokke raak by bedrog en al daai tipe goed sodat jy goddeloos kan raak nie, né? Kyk daarna, dit is wat ek weer vir julle gesê het, moenie die arena betree van die leeu, die beer, die wolf wat vasgemaak is, die duiwel, wat loop soos 'n brullende leeu om te kyk wie kan verslind. Jy moenie in sy domein inbeweeg nie, want hy gaan jou verslind, verseker. Hy's vasgebind, hy kan niks aan jou doen nie. Maar as jy begin in sy domein inbeweeg, gaan hy jou verslind, dan gaan jy seer kry, né? Sorg dat jy niemand sedeloos en goddeloos lewe nie. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.